Was hy goeiemôre, goeiedag, goeienaand, wanneer jy ook al na die podcast kyk of luister op ons YouTube kanaal van Baasraak. Baie welkom by Brultyd saam met God se leeu's wat lekker by mekaar kom op 'n maandagoggend 6:00 op Zoom en dan brul ons lekker saam vir ons koning en ons is tans besig met die R100 entrepreneur en wat ons gedink het net dalk 'n maand se gesprek sou wees is besig om lyk vir my 'n jaarsin te word, want intussen is ons besig met 'n werksboek en ek het al gehoop en vertrou hy's klaar, maar ons is op die punt om klaar te maak. So voordat ons verder kuier en saam brul, kom ons laat gou koning Leo vir ons welkom sê. As hy dankie koning Leo en ons wil vandag 'n bietjie verder kyk na die 15 punte van die Amerikaanse entrepreneur Patrick Bet-David wat 15 punte uitgesit het. Hoekom 'n entrepreneur dalk nie vir jou is, entrepreneurskap. En vandag gaan ons kyk na punt 7 en 8 wat baie sterk gaan oor leierskap en verantwoordelikheid. En al die entrepreneurskap oor die algemeen is absoluut gaan oor leierskap en verantwoordelikheid. En ek wil wegspring met hierdie openingshaak as ek dit so kan noem. Ons gaan 'n bietjie praat oor die nommer 1 man. En baie mense wil 'n besigheid hê, maar min mense wil die druk dra om nommer 1 te wees. Nou hier is my baie special want dit was my nommer op my rappie-try, my rappie-dae. So ek was daar voor, nie daar agter nie. Ons het nie om ouens gehardloop, ons het oor hulle gehardloop of deur hulle, daar was net kop af en dryf. En so hierdie nommer 1 is vir my 'n baie spesiale topic vanoggend. Ek moet vir jou sê, daai dae as nommer 1 moes ek die druk op my vat daarvoor. En was ek gelukkig gewees om, dit was my sterkpunt, was stram. En ek het die nommer 1 op 'n rappieveld staan bekend as jou loskop tit of jou loskop voorhyman. So ek wil sê hier nommer 1 wil ek sommer ook sê moet loskop wees. Hy moet nie, dit wil nie beteken soos 'n elektron sê, sy plaat moet warm wees en hy moet kop verloor nie, maar hy moet 'n man kan wees of 'n vrou wat kan dink en kan staan as dinge warm raak. So almal hou van die idee van sukses, maar min mense kan hanteer wanneer alles op hulle skouers val of neerkom. Vandag vra ons 'n eerlike vraag. Is jy gebou om nommer 1 te wees? Nou ja, in my rappie dae was ek gebou om 'n nommer 1 te wees. En kan jy leef met die feit dat as dit verkeerd loop, dit op jou naam is. So, ons gaan so 'n bietjie lekker saam gesels as 'n paneel, manne. Baie dankie dat julle saam is hier op Zoom en saam met my vanoggend mense Strauss, Pieter Warren, Jacques van Heerden en Adman Samuels. Môre manne, is lekker om julle gesigte te sien. En Jacques, ek wil sommer by jou wegspring. Hierdie nommer 1, dit lyk nou nie as ek so kyk na jou staptog hier in die pragtige Kaap, dat jy tans die lyf het vir 'n nommer 1 nie, maar ek sien meestal raak die manne kleiner. Hulle het groter dinamiet in die arms van hulle en skouers en bene en rug. Maar jy is verseker, ek het gister toe die boodskap vir julle uitstuur, gesê dat julle klomp manne is regtig waar nommer 1 vir my. Jy weet, in my eie lewe. Ek onthou as loskop voor hy man as nommer 1 op die rappieveld, was dit nie, ja, ek was bevoorreg, ek het redelik baie 3 gedruk, maar dit was vir my die lekkerste as daai vleuel oorgaan, en ek weet, ek was deel van hierdie 3. Dit het hier begin. So wat is jou bylae volgende, wat het jy op jou hart? Ons het jou nog gemis laasweek, maar ons het dankbaar, jy is veilig terug, jou pos, en ons sien uit om te hoor wat brul jy volgende. Môre Freek en môre aan almal van julle. Ja, snaaks genoeg, my rugby-try se nommer was ook nommer 1 gewees. Ek moes ook al voor gewees het en gate gedruk het, dat die ander ons kan deurhardloop. Ekskuus tog. Ja, as 'n besigheidsman moet ek sê, om nommer 1 te wees, is nie altyd 'n maklike werk nie. En hoekom ek dit sê, dis maklik in die tye as dit goed gaan, dan kry jy al die lof en so aan, dan is dit maklik.
het bonusse kan uitgedeel word en mense kan geprys word en so aan. Maar as hy tawetye slaan en jy moet begin besluite maak of jy moet mense aflê, dan raak dit moeilik vir my. Ek was al in die ongelukkige posisie gewees om 'n paar mense al te laat gaan in my lewe. En dit was nie noodwendig oor die besigheid wat swaar gekry het, maar dit was die mense wat droog gemaak het. En ek moes 'n besluit gemaak het en ek moes daai mense laat gaan het en ja, vir 3 dae omtrent daarna is ek stikkend, want ek weet, dit is nie net daai mens wat gaan nie, dit is, weet so sy huisgesin ook wat, nou nie, as ek nou letterlik het kan sê, nou nie kos kry van hierdie kant af nie. So dit vang my nogal, dit erg as ek heel voor moet staan en ek moet leiding neem en ek moet sny, weet, soos ons koning Papa ook gekom het en hy sny in hierdie wingerdstok. Hierdie wingerdstok word gesny die hele tyd en soos hy sny, maak het seer. Maar hy seer kom op die einde van die dag uit op 'n betere ding. So ja, het is nie altyd lekker om voor te wees nie, jy moet braaf wees, jy moet na die rigting kyk. So op die oomblik is ek besig om my hele besigheid te herstrategeer in die mark in. Alhoewel ons nog steeds ons bestaande dienste het, moet ek kyk wat daar buite aangaan. Maak ek die verkeerde besluite, is daar mondjies wat honger ly. Ek noem dit nou maar so. Enige besigheidsman sal weet as hy nie sy merk maak nie, of sy target maak nie, as ek nou Engels kan sê, dan kan jy nie salarisse betaal nie, en jy wil nie in die posisie wees om vir jou mense te kyk en vir hulle te sê, hoorie mense, daar is nie geld vir hierdie week nie, of ek was spandaalberig met die geld gewees en ek kan nie salarisse betaal nie. So, 'n besigheidsman het verskriklike baie druk op hom. Ja, ek gaan sit baie keer in 'n plek en ek gaan bestel vir my toebroodjie waar die ander mense moet werk. Ja, ek het kwaliteit van lewe, maar die druk is onsaglik hoog op daai persoon om seker te maak dat die besigheid in die regte rigting ingaan. Ek sê altyd jou besigheid is soos 'n boot. Jy klim in daai bootjie in en jy slaan daai seil op en jy hoop en bid dat hierdie bootjie in die regte rigting in gaan. En God is jou radder of jou stuurman. En as jy nie in die regte rigting in stuur nie, stuur jy in 'n verkeerde plek in. En dis waar jy jou moeilikheid gaan optel. En dan wanneer daai moeilikheid kom, moet jy seker maak jy die regte persoon by jou, God in die geval, om jou rigting te gee, guidance te gee en jou daar uit te kry. So ja, van druk, ek sou sê jou nommer 1 man besigheid vir baie en ou moet altyd seker maak dat jy seniel genoeg is om en vat. Ja, Jessie, dankie Jacques, daai is wat ek nou ook wil net vinnig aanraak, die leierskap en die druk daarmee. As jy kyk wat God vir Josua sê, wat vir Moses moes opvolg, is wees sterk en volmoed. Hoekom? Die kom 'n ding, hier's 'n tawwe ding wat op pad is, dit is nie maklik nie, daar's heavy druk, maar jy staan vas in my, hou vas aan my, bou jouself op in my, bly in my, want sonder my kan jy niks doen nie. So baie dankie daarvoor, en dit goed ook om te hoor, jy gaan vat ook die tyd, die me time, alleen een kant om 'n broodjie te eet, want dis daar ook, jy weet, ons baie daaroor gepraat, ou moet in die oggend met die Here tyd spandeer, en hom jou leidsman maak, en jou oë hou op alles is moontlik netwerk, maar daai me time, jy weet, ek is verlede week ook deur 'n ding, waar, jy weet, as party kliënte kan moeilik wees, en jy weet, dan word jy sleg gesê oor iets wat jy nie regtig gesê het nie, en dan maak dit dat jy kan sommer sê, ag nee wat, hierdie is nie vir my nie, ek gaan dit verloor as kind van die Here, maar ten stye van daai waar jy moet kop hou, en daai druk moet vat, want soos jy weet, daarvoor in die skram, kan dinge heavy raak, en kan daar geweldige druk op jou wees, en ja, ons weet, dis 8 ouens wat saam skram, maar jy weet daarvoor, is jy die een wat die rigting moet vat, jy is die een wat die linkerskouer of die regterskouertjie moet kry, jy weet, om ons op die voordeelvoet te sit. So Pieter, ek wil volgende by jou hoor, ek weet jy, as 'n man wat verlang in voorgestap het, die nommer 1 was byvoorbeeld in jou regspraktyk en ook in die bediening as pastoor van 'n gemeente.
So wat wil jy vir ons sê vanoggend? Ek wil net twee dinge sê. Die leierskap is baie meer as net om te bestuur. Dit, jy weet, kan jy my duidelik hoor? Ja, dankie, dit is baie mooi. Okay. En jy weet, daai nommer 1 posisie is gekoppel aan stres, aan spanning, soos ons weet, baie spanning. And if you don't manage your stress will manage you. Dis daar waar die burn-out, waar die uitbranding kom. As jy nie besef dat jy's nie 'n superman nie. Jy weet, jy's ook maar net mens en jy moet kyk waar is die plekke waar jy tekort is en nie sterk genoeg staan nie. En daar moet jy mure bou en daar moet jy inwerk om daai aan jou swak plekke te verbeter. En die laaste ding wat ek vir nou wil sê is, daai nommer 1, as jy gaan fokus om op volgelinge te skep, gaan jy 'n groot probleem hê. Dit gaan oor don't raise followers, raise leaders. Jy weet, ek dink die essence van goeie nommer 1 wees, goeie leierskap is om die mense om jou te kry dat hulle hul eie potensiaal bereik. Jy weet, so dit is meestal leadership is team building, always. Of jy gaan vou. Jy gaan uitbrand. Want ek weet, dit is wat met my gebeur het. So daai storie ken ek baie goed. As jy nie kan delegeer en work yourself out of a job. Jy weet, dis basies wat dit op gaan. Okay, dis al vir nou. Yes, Pieter, ek sal graag dat jy so 'n bietjie meer wil uitbrei oor daai uitbrand, want jy het by daai plek uitgekom as 'n nommer 1. Wat het veroorsaak dat dit gebeur het? Want ons weet, as iets verkeerd loop, moet jy verantwoordelikheid vat. Jy is die een wat die skuld moet dra. Jy is die een wat, as dinge nie uitwerk, die planne moet maak. Wil moet ons vinnig, want dis baie groot risiko van 'n nommer 1, 'n gevaar van 'n nommer 1, is daai ding van uitbrand. Ja. Wel, ek het eintlik 'n paar notas gemaak daarvan. Ons kan miskien op 'n ander uitsending daaroor gesels, want dit is 'n groot onderwerp en mense besef nie hoe naby kom hulle aan uitbranding. En jy dink jy staan nog, maar die Bybel sê jy het reeds geval. Jy's wanneer jy dink jy het dit. I'm swinging this. Jy weet, dan daar is die probleem. So, myne was hoofsaaklik, ek was fisies onfiks. Ek het nie gedelegeer nie. Ek het nie 'n support structure gebruik nie. Jy weet, dit is daai no man is an island. Die vyand wil hê, jy moet dink, jy's 'n eiland. Jy het niemand nodig nie, you can do this. En dit is daar waar jy reeds geval het, as dit jou houding is. Daar's ook ander dinge, as jy nie korrek eet, as jy nie behoorlik oefen, as jy nie ordentlik slaap nie, dit is die tipe goed waarna 'n mens moet kyk. Fisies onfiks, jy weet, en grootste is daai oggendtyd, daai tyd met die Here, as jy nie vir jouself oppas nie, dan kan jy nie die ding waarvan jy die leier is, kan jy ook nie oppas nie. If you can't manage yourself, you can't manage anything else. And leadership is much more than management.
Jy weet, jy kan 'n uitstekende manager wees as 'n nommer 2 ou. Maar jy's nie die nommer 1 nie. Jy's nie die leier nie. Jy weet? Maar jy kan en moet 'n uitstekende bestuurder wees. En daar's plek vir nommer 2's en sterk nommer 2's wat die nommer 1 op kan staatmaak. Maar jy moet baie vinnig uitfigure of jy 'n nommer 1 of 'n nommer 2 is. Want as jy 'n nommer 2 is, moet nie gaan vir die nommer 1 pos nie. Jy gaan uitbrand. Jy weet, dalk moet jy die pos verander, die beskrywing of die funksies wat jy moet verrig, dalk moet dit verander, maar dit is 'n baie belangrike ding hierdie, want as jy nie jou spanning kan hanteer nie, gaan jou spanning vir jou hanteer. En jy weet, oor die algemeen het mans nou nie senies en stortings nie, sover as ek weet. Wat 'n ou doen wanneer is hy vat net daai haalgeweer en hy haal sy familie en homself uit. So it's very serious business. So ons kan miskien later sal ek my notas met julle deel. Ek het dit juist gedoen vir Brouwtyd. Jy het my gevra om dit te doen en ek het so jy weet, wat daaraan toe gelei het, en hoe moes ek optree, en wat moes ek doen, wat moes verander, en my journey daarna, want 'n uitbranding, ek het nou nie die syfers nie, maar omtrent 62% van ouens wat uitbrand, herstel, maar nooit weer 100% nie. Hulle sukkel om stress te hanteer, hulle het nie meer daai lang asem nie. Dan is jy van die veld afboet. Kan nie op jou staat maak nie. Sure. En ja, omtrent 20% herstel nooit nie. Hulle 60% herstel, maar nie heeltemal nie. 20% herstel heeltemal. En die laaste 20% herstel glad nie. Hy's gone. Sure. So, ons moet daaroor praat sometime or other. Ja, ek dink, remind my net hierdie week, julle almal asseblief, ek dink ons gaan verseker volgende week meer tyd aan spandeer. Dit is 'n baie groot ding, en soos jy sê, ou wil nie iemand met 'n geweer optel of 'n einde maak aan iets wat as gevolg van die duiwel wat van preek en die spanning en dit wat ons laas week oor gepraat het, om hulp te kry, mense te kry om jou met help. So yes, Hartman, jy, en ek sê dit met baie respek, maar ek glo jy sal dit so vat, was vir baie lank en is nog steeds vir my 'n nommer 2. Dink jy altyd jy besef dit nie, maar jy was nog altyd vir my 'n nommer 2, toe daar tyd was wat almal gesê het, daar moet nou spankaptein wees. En almal gesê het, maar dis daai man, toe sê ek nee, Hartman. Want Hartman is 'n man wat ek sien wat onder begin het. En nou, ekskuus tog, dus ek sê dalk nog 'n nommer 2 in my lewe is, maar verseker 'n nommer 2 wat nou na nommer 1 toe gaan. Wat in die proses is, en al klaar in die posisie is, maar dalk dit net nog iets so opgeneem het nie, want jy is die hele tyd besig om jouself toe te rus, jouself reg te kry, want jy hoor van hierdie gevaarligte. So, miskien net, jy het eendag vir my iets gesê wat my nogals gevat het, is, jy het altyd gesien as ons gaan toer het met groot spanne en dit, het geweet, kyk hier, die is kostes betrokke, hier is uitgawes, hier is dinge wat moet gebeur, en ons slim net in die bus en ons ry, maar die man wat daarvoor sit wat moet bestuur,
En hierdie wat moet voorvat, is die man met die druk op sy skouers. En dit het maak in my lewe soos Pieter, dat ek as gevolg van daai druk en spanning en stres, ek glo kanker gekry het. Dit het net te besig geraak en dit was te veel op my. Maar toe kom jy by my en jy sê vir my eendag, ja, jy moes gaan bietjie sommetjies maak en jy moes bietjie gaan neersit wat toe jy nou nommer 1 word en jy moet hierdie dinge beplan en kyk wat kos dit regtig om 'n uitreik te gaan hou. Toe sien jy, en toe besef jy, sjoe, coach was onder druk. Dit is 'n swaar saak hierdie. Dis druk. Toe deel bietjie met ons oor jou ervarings en dit wat, soos ek sal sê, die lig vir jou aangekom het en tans ook in jou eie lewe as iemand wat nou regtig aan die nommer 1 posisie inbeweeg en al is, want jy moet besluite neem. Wat sal jy vanoggend met ons deel oor dit? Goeiemôre weer eens, manne, môre coach. Ja, dit is vir my baie beklei eintlik met my, omdat ek altyd soos coach nou sê, daar 'n tipe nommer 2 van rol hou van om te vertolk. En oor die jare het ek verskriklik baie geleer by groot leiers. En as ek dink aan manne soos David de Villiers, oud Springbokkaptein, as iemand aan wie sy lippe ek kon hang as ons oor rugby gesels, as ons oor besigheid gesels, en 'n ander een is David Lou, daar so professor, manne met karakter, ware leiers as ek dit so kan noem. Ook kan ek vir Teun Stoffberg in hy kategorie plaas. Mense wat eenvoudig net, hy hoef nie die hoofou op die dag te wees nie, maar sodra hy die area betree, dan weet jy, hier stap 'n leier in. Nie omdat hy hoog vir hom hou of enigiets anders nie, maar sy sien 'n leier as hy instap. En as ons gaan kyk, dan kan ons vir ons nou afvra, maar hoekom is daar so baie ouens wat jy as 'n leier eintlik beskou, maar hy bereik nooit die volle potensiaal wat jy van hom af al kan sien, maar hierdie ou moet 'n leier wees. En as ek na my eie lewe gaan kyk, coach, dan moet ons maar nie miskyk nie. Pieter het nou net so liggies aan geraak. Die kwessie van trauma. Ek dink, menso, ek was 'n baie kragtige rugby-speler self op my tyd. Van skooltyd af, wat is my sport, ek het daarvan gehou. En toe ek nou weermag toe gaan, ek kom in die weermag en ek sien, nou gaan ons aan Joel, kyk, Chester Williams, daar is die tyd wat VP Liga en hierdie ouens opgang maak en hulle amper vir VP gestamp het in hy half-eindstryd. En nou dink ek, maar nou gaan ek aan lekker rugby speel, man. Maar weet julle wat gebeur? By die heel eerste rugby oefening word ons nou sommer so in proefspannetjies gegooi en hier kom ek nou en hierdie afrigter kyk my so en hy sê vir my, nee man, jy is te klein vir rugby speel. Jo manne, die was nou vir my 'n skop onder die hart, man. Te klein om rugby te speel. Maar nou, ek besef toe, maar ek gaan ook nie agterbly nie. As die bus ry, dan wil ek saam wees. So ek moet nou 'n ander rol vertolk hierso. Ek gaan na die manne se sakke kyk. Maar saam moet ek saam gaan. Nou, met na die sakke kyk, het ek die nar in die paviljoen geraak. Want ek sou nou daar, sou ek die drankies organise, nommer 1 vir die manne. Ek sou na die girls beginne reël vir die manne, en dit het my aangeleerde gedrag beginne word.
En as ons daarna kyk, ek het dit nooit so besef nie, maar nou nadat ons met hierdie kursus van ons besig is en daar so 'n gedeelte ingewerk is oor die leuns en die aangeleerde gedrag, toe besef ek wat daai ding eintlik aan myself gedoen het vir baie jare. Want behalwe die rugby speel, het dit 'n geweldige invloed gehad in my lewe. Daarna ek het begin werk weer en daai leuen het saam met my gestap, want as hulle nou sal sê, okay, Atti, vat gou die boor die gat hierso. So ek sê, nee man, Johan kom boor gou hier. Sê, ek het altyd dit, dan dink jy, maar ek is net nie goed genoeg nie. En so het dit gegaan, ek het op die einde dat ek in baie geleenthede eintlik gemis as gevolg van dit. Op 'n call het hulle my gevra, jong, jy is nou so te sê besig om hierdie hele plek te ran hierso vir ons, dis nou tyd dat jy die supervisor raak. En ek, man wat nou luister sal sê, dat is baie stupid gewees. My vrou het ook gedink in die stadium, dit was baie stupid, en ek sê, hulle sê toe, maar ek moet nie voorman begin raak. En ek sê, nee, laat die man die voorman raak, want hy werk nou al langer jare as ek vir die plek. Ek hoop julle manne snap wat die leuen aan my lewe gedoen het. En hoeveel manne vandag dalk aan buite kan sit en hulle vat die leuen nog soos ek het gevat het. Dit het baie jare vir my gevat om daarvan af gesond te raak en vir my om te kom besef, maar ek moet in posisie kom. Want daar is soveel mense wat droog maak en omdat in die bestuur van plekke en organisasies en goed, omdat jy ongehoorsaamig is, word daar baie skade berokken, en coach het nou ook so liggies daar aangeraak, waar hy op 'n call vir my 'n leier wil maak, en ek ook gesê het, nee, kom ons maak so 'n persoon, maak ons die leier. En as jy agterna kom kyk en dan vra vir jouself, maar moes ek nie maar die verantwoordelikheid gevat het, dan kon die ding gewerk het nie. Moes ek die tyd al ingestap het in my posisie, want posisie is nie iets wat net van die mens afkom nie. Vader gee posisies, en soms is ons, selfs as kinders van die Here, is ons baie ongehoorsaam as ons moet posisie invat, want ons wil nie die verantwoordelikheid vat nie. Jy wil nie die risiko's wat ons verlede week oor gepraat het, wil jy nie op jou neem om so selfstandig te kan raak en sê, hoorie, maar ek wil die leiding vat om hierdie organisasie of hierdie besigheid, wil ek 'n sukses van maak, maar ek dank God, die Vader van ons Here Jesus Christus, dat hy my nou kom gesond gemaak het, my voorberei het, gereed gemaak het, om sekere posisies te kan vul. Maar soos coach genoem het van nommer 2, ek geniet dit nogal om van agteraf te lei. Nou nie so, die Bybel praat van die goeie herder, hy die skape luister na sy stem, en hy stap uit, en hulle volg hom, en dit is seker van nommer 2 af die beste posisie om te wees, om dan vir jou beter te bekwam, te kan leer, dag vir dag, wat dit gaan beteken, as jy eendag gaan voorstap, en net die skape, jou stem sal herken, en weet hierdie, moet ek volg. Dit is seker een van die beste leidingsmodules wat ek al ook eendag prakties moes leer terwyl ons daar op die plaas was. Coach weet op die plaas wat ons was daar so nadat ek uit die gevangenis uitgekom het. En eendag was al die manne weg en hulle het gevra ek moet nou die skape in die kraal terugkry, en die dag het ek nou rondgehardloop en gedink 'n mens kan skape in 'n kraal injag. En dit het ongelukkig nie gewerk nie. Ek moes toe ontdek en bietjie stil staan en dink, hoe het die ouens dit gedoen? En hierdie ou van die skape, ou Edmo, hy het altyd net gaan staan. En ek het toe besluit dat ek maar dan 'n blou overall soos Edmo aantrek en gaan staan,
by die hek, my hande geklap en die skape geroep en daar het die skape gekom. So wat ek wil sê, nommer 2 is nie 'n slegte posisie nie, maar 'n mens moet leer om ook dan verantwoordelikheid te vat as dit van jou verwag word. Sure, baie dankie. Dankie Hartman, presies dit. En nou kan ek ook weer 'n hele paar episodes maak net oor die wapendraer. As ou nou dink aan Jonathan en sy wapendraer. Jy weet Jonathan het hom geken in die saak gesê ons gaan hier op, ons gaan daai manne aanvat. En dan sy eenheid met daai wapendraer van wat sê, "Tjoe, ek is met jou, ek is agter jou, ek het jou rug, kom ons gaan." Jy weet, ou wat nie daar eers die rug gehad het, hoe wil hy voorvat as dinge gaan begin warm word? Hy moet mos 'n warrior voor hom gehad het, ek gesien het, die ou weer gedruk. Jy weet, as loskop voor hy man was dit my werk, heel eers om te skram, maar dan moes ek ook manne in die lyn staan, support en optel, met my afskop, hulle cover, hulle optel, hulle beskerm, jy weet, so, yes, Pieter. Ja, ek wil net 'n ding duidelik stel hierso. Om 'n nommer 2 man te wees is nie laer as 'n nommer 1 man nie. Dis anders. Dit is so vertikaal langs mekaar. Dit is nie so nie. Ja nee, hulle is jy weet, soos Jonathan met sy wapendraer, ek glo hulle is een. 2 man is een, hulle is so, ken mekaar, weet waar die ander een se sterkpunt is, weet waar is die ander een se swakpunte, weet net waar ek daai een aanval, waar ek daai een, so ek is 100% een met jou, hulle is een. Yes, mense, wat sal jy vanoggend sê, ek sien nog ons uit na jou gebrul vanoggend. Dankie vir dankie manne. Môre, ek stem saam met Pieter oor die nommer. Nommer 1, 2, 3, 4, hulle staan nie onder mekaar. Hulle staan langs mekaar. En ek dink 'n goeie leier kan in enige posisie inpas. Die langer wat die job is wat gedoen moet word. Partykeer is jy nommer 1, jy moet lei. Maar jy moet ook in jou kop, jy kan verstaan dat partykeer is hierdie ou meer vaardig in hierdie projek wat gehanteer moet word. En dus kan jy nommer 2 of 3 val, of 4 of 5 of 6, maar net nie nommer 0 wees, moet nie 0 wees. Weet, spring in en werk saam. Net om terug te kom na die R100 man, ek dink jy moet verstaan dat baie van die dinge wat ons van praat, gaan ons 'n nuwe venture wees, 'n nuwe ding wat in die gang kom. En dan om nommer 1 te wees, maar daar's nie nommer 2 nie, het sy eie challenges. Jy moet alles doen. Jy moet chief cook en bottle washer wees en nog al die ander ouens op. En dit is 'n baie belangrike fase in jou groeiproses. Want jy moet verstaan dat elke job verg, want jy moet leer voordat jy die volgende ou kan 'n job gee. Want onthou, soos Jacques gesê het, daar's 'n verantwoordelikheid. As jy vir 'n ou sê kom werk doen, dan moet jy hom kan betaal. Daai ou ruil sy tyd vir geld, want hy moet na sy familie kyk. En hy moet hom na homself kyk. So jy moet verstaan wat daai moet doen. Jy moet hom kan sê, dis wat ek wil hê jy moet doen, dit en dit. En ons moet dit en dit in daai tyd klaar kry. Jy nie, jy sê vir die ou, okay, jy sê jou job doen, en dan stap jy weg. Dis nie leiding nie. So daar's 'n verantwoordelikheid om vir elke ou se werk te doen. Weet, en dan moet jy span bou. Netwerk is seker een van die belangrikste dinge. My netwerk is vir my baie belangrik. Bou 'n netwerk. En moenie dink ou met jy toe nog al jong begin het, sê die ergens vir my, moenie in 'n fontein piepie wat jy later uit moet drink nie. Hanteer jou situasie so, elke situasie, al is dit 'n slegte situasie, hanteer hom so, dat jy kan terugkom na dit toe, al het dit nie gewerk hierdie keer nie. Jy moenie ou sleg sê nie, moenie ou raak kry nie. Wees ordentlik in jou handelinge wat jy doen, sodat as jy 10 en 20 jaar later kan terugkom na daai toe, en sê, onthou 20 jaar terug het jy vir my gehelp met dit, sal jy my weer help asseblief.
Bou jou netwerk, pas jou netwerk op. Weet, Jacques het nou gepraat van iemand afdank. Dis 'n bittersweet situasie. Net as jy jou span bou, is dit belangrik dat jy besef, die ou pas nie in. Hy is nie gemaak vir die posisie wat jy nodig het. En vir my dan op daai punt, dis hartseer. Maar op daai punt is ek ook opgewonde. Want as ek die plek oopmaak wat daar was waar hy nie moes gewees het, hier het die geleentheid vir iemand anders om te groei in daai posisie. Hier vir die ander ou 'n gap, die volgende ou 'n gap, dat hierdie ding verstaan, of kan leer om dit te verstaan, gee 'n geleentheid. As daar 'n oop spasie is dit 'n geleentheid, dis 'n job. Ek onthou, 'n job is nie vir geld. Dit is vir leer, dit is vir jouself beter en sterker maak. Ek sê altyd vir die ouens, onthou, die dag as jy so waai, kan jy nou nie by kry by hierdie kamp nie. Maar die kennis wat jy gekry het, vat jy saam met jou. Dit bly nie agter. Dit wat jy geleer het hierso by ons, gaan saam met jou. Ons hou dit nie, dis nie ons wat IP, die intellectual property nie. So dit is belangrik om jou span te bou, hou 'n oog op jou span die hele tyd, en groei jou span, en ek stem saam met Atman, work yourself to the back. Bly van agteraf, as jy jou span aan die gang kry, dat hy mooi loop. En bou 'n span wat jy kan trust. Ek gee nie vroue 'n job daar by ons, as ek nie die vrymoedigheid het om die setels te gee van die fabriek nie. Jy moet die ouens kan vertrou. Moenie 'n ou in diens nie wat jy nie kan trust nie. Ek kan nie vir jou vertel hoeveel keer met my oggendstilte tye 'n gebed gehad wat sê, gee vir my die regte mens om die job te doen. Gee vir my 'n eerbare man om die job te doen. Jy kan 'n ou leer om 'n job te doen. Meeste ouens kan jy leer, as jy 'n bietjie vaardighede het in daai rigting, kan jy leer. Maar jy kan nie 'n man leer om eerbaar te wees nie. Dis baie moeilik. Neem die regte ouens in diens van die begin. So die nommer 8, hoe hanteer jy druk? Vir my, as ek voel, en ek dink Pieter het daar geraak van, so oorweldig word, as dit te veel raak vir jou. Het is belangrik dat jy identifiseer, vroegtydig, dat jy besig is om in die rooi te ref. Jy word oorweldig. Probeer dit so vroeg as moontlik identifiseer. En dan vat jy aksie om daai stres af te haal. Vir my persoonlik, hoe ek dit doen, ek maak 'n fisiese lysie. My sak is altyd 'n papiertjie, ek maak lysies van wat ek moet gedoen kry vir vandag. Want as jy nie jou dag beplan nie, dan beplan iemand anders om vir jou. Jy maak vir jou lysie van die goeders wat jy doen. Maar die belangrike ding is, begin in die oggend vroeg met jou stilte tyd. Kry jou lysie by die Here. Moenie laat die eerste ou wat jy ontmoet vir die dag jou lysie vir jou maak nie. Maak jou lysie. En vir my, dis ook werk. Ek vat daar's 'n dink is Teddy Roosevelt het gesê, big jobs come to those who conquer the small ones. As 'n job groot getackle, as daar groot jobbers wat getackle word, breek hom af in klein stukkies. Bite size. Moenie die volgende maand se werk vandag try doen. Beplan jou ding so, en daar's baie van dit in Spreuke. Beplan jou dag, beplan jou ding, beplan jou job, beplan jou waartoe jy wil gaan. En maak jou lysie in kleiner stukkies. Want daar's 'n waarde daaraan aan die einde van die dag. As jy 'n papiertjie uit jou sak uithaal en jy pen in jou hand, jy tikkel af en sê dan. In steede van aan die einde van die dag sê ek het vandag gemors, ek het niks gedoen gekry nie. Breek kom in klein stukkies op, dat jy jou dag kan tackle. Beplan jou ding, waar wil jy uitkom? Maak vir jou, as jy nou wil, julle manne wat nou van die Kaap af kom, julle kom ons nie regtig uit die Kaap uit nie. As jy nou vir ons hier kom kuier in Gauteng, dan vat jy mos jou padkaart
Deesdae het ons GPS, maar in die ou dae het jy 'n padkaart gevat as jy wil iewers daar uitkom. Skryf jou padkaart uit, hoe kom jy waar jy wil wees? En dan maak jy hom in stukkies, dat jy kan daar uitkom, sonder om jouself te oorweldig. Om die call te maak, vroegtydig. As jy sien jy's op pad om teen die muur vas te hardloop, en die call vroegtydig te maak, is daar baie keer nie lekker. Dit is 'n bietjie seer en dit gaan 'n bietjie pyn vat en dit gaan 'n bietjie geld kos. Maar maak daai call vroegtydig. Moenie om los en hoop dit gaan oukei wees nie. Maak die call, die harde calls vroegtydig. Ek dink Jacques het dit gecover vroeër. Wees vloeibaar. Soos ek gesê het, jy kan nommer 2 of 3 of 4 ook wees. Dit hang af van die job wat jy daar was al kere in ons besigheid waar ek nie ek is nommer 1, maar ek is nie die hoogst betaalde ou daar. Want ek het nodig om 'n projek te hanteer waar ek 'n ou nodig het met die regte kundigheid. En as hy kom teen daai prys, dan is wat moet gedoen word. Moenie so rigid wees dat jy ek is nommer 1. Wees vloeibaar dat jy die projek kan hanteer en die goal kan reach. Jy kan by die eindpunt uitkom. Muhammad Ali het die mooi ding gesê, float like a butterfly, sting like a bee. Jy moet kan beweeg, jy moet kan bob and weave. Jy beweeg dat jy kan, moenie so vasgenaal wees vir jouself dat jy nommer 1 is nie. Dit is vloeibaar dat jy die teiken bereik. Jy weet, die rugby dan speel die bal, moenie die man speel nie. Wen die game, moenie die man speel nie. Wees sout, beïnvloed die situasies om jou, dat dit positief bly. Wees versigtig vir daai ouens om jou wat negatief oor 'n ding kyk. As hy negatief oor 'n ding is, begin dit die ouens invloed in jou span, in jou netwerk. En voor jy weet, sit jy met 'n ding in jou hande wat jy sukkel om te hanteer, want dan sal kom negativiteit. Kom in en beïnvloed die ding positief. Ek het een keer saam met 'n Chinees gewerk, hy was eintlik my interpreter vir 'n projek. En my bynaam wat ek gekry het, was Timely Rain. Jy sê, net voor die pop op die venster, kom mense daar. Sort die dinge uit. En beïnvloed die ding wat jy, die omstandigheid wat jy in is. Atman, ek dink jy's 'n meester op dit. Atman beïnvloed die situasie. As Atman op die scene kom, dan beïnvloed nie, hy het nie eens 'n woord te sê. Hy beïnvloed die omgewing. Dit is 'n belangrike ding om te doen. Dis dit. Ek probeer die onderwerp, maar die belangrike ding is, as jy hoor elke dingetjie wat jy so sê, onderaan, is daar 'n tyd saam in die Here in die oggend. Dan kry duidelikheid. Kry jou lysie. Figure uit waar jy in die posisie is, waar sit jy in die situasie wat nodig om bereik te word. As jy nommer 1, as die Here sê nommer 1, jy is nommer 1, dan wees nommer 1. As hy sê wees nommer 4, dan wees nommer 4. Verstaan waar jy in die posisie sit. Dit is, want jy is altyd die leier. As jy alles met by die fabriek my moeilikheid gee, dan sê ek vir hulle, jy moet die ding verstaan. The boss is not always right, but the boss is always the boss. Is daar sommer niks tyd? Dis wat ek te sê het. Baie dankie mense. Wow, dis baie wysheid. Daai beplanning het vir my baie sterk gekom. Jy weet, daar moet 'n wedstrydplan wees. En my Pieter, jy sê altyd, jy weet, God het nie 'n plan B nie, hy het net 'n plan A, en dit is so, jy weet, maar ons as mens, ons het ons baie planne, maar God se plan is altyd die beste plan, en die plan is, ek kom my ou met tyd spandeer met hom, om my plan te kry, en my keer, en my ongeduld, dan sit daar staan. En ek wil nie sê, my vrou is dan ook my nommer 2, en my vrou is saam met nommer 1, wat vir my sê, wow, kan jy hom daar, wow, Paul, jy is bietjie vanaf. Hy vat tyd. En daai kombinasie van haastig en tyd vat, dit is 'n goeie kombinasie, jy weet, so, ja, baie dankie mense, ek weet nie of een van julle is wat nog iets wil byvoeg nie, iets wil sê nie, ons kan nog lekker aangaan oor hierdie tema, hierdie nommer 1,
Maar wat vir my baie sterk deurgekom het, is die feit dat ons gesê het, daar moet 'n nommer 2 wees. En mense ou, ek gaan volgende week praat oor die uitbrand gevaar. Maar ek wil sommer nou al vir jou vra, elke week op, of wanneer ons so ver is, of wanneer ons kan, wanneer so vroeg is wat ons kan. Wanneer weet ek, as 'n nommer 1 met 'n besigheid met R100 begin het, wanneer weet ek, dis nou tyd vir 'n nommer 2, dis tyd vir 'n 3, dis tyd om 'n span met mekaar te kry. Meet ek dit aan die bankrekening, meet ek dit aan produksie, wat inkom is net te veel vir my, ek moet nou hulp kry, ek moet 'n span kry. Wanneer wil ek daai span bou? Wil jy nou die antwoord gee? As jy vir my kan, asseblief, dat waardeer. So Freek, ek dink dit gaan saam met die seën van die Here. Ons maak laasweek 'n grappie. Met ons groei ons besigheid deur, ons het 2 dele in ons besigheid. Die een is ons vervaardig kabel, en die ander kant, ons bou baie van ons eie masjiene. So dit is meer my baby, en ek hou baie daarvan. Ons het al masjiene gebou vir 'n projek. So 15 jaar terug bou ons 'n masjien wat ons nou weer uitmekaar uit gaan haal en hom upgrade. En maar ek verduidelik toe vir my seun wat saam met die projek werk. Beverly, my vrou kon die bestelling kry vir die kabel. En ek het gesê, vat die bestelling. Dis sê, maar ons het nie die masjien om die ding te maak nie. Dis sê ek, maar ek sal die masjien bou om die bestelling te maak. Net een bestelling. Ek sal vir jou masjien betyds bou om hierdie een produk te maak. En dit was die plan. Die masjien moes een produk gemaak het, een keer. 15 jaar later het hy nog nie een dag stil gestaan. Ja. En daar's baie sulke masjiene in ons fabriek wat gebou is vir een job. Ons maak spesiale goeder. So dit is deel van die game. Jy ontwikkel 'n ding om partykeer een keer se kabelprojek te maak. Dieselfde ding met iemand bysit in jou organisasie. Dit gaan, daar's 2 kante. Die een is party ons stiek en party ons gaan verby. Jy kry ou, jy neem hom in vir hierdie projek en dan kom jy agter, hierdie werk nie lekker saam. Kom ons gee vir hom 'n nuwe job description. Kom ons hou hom hier so, ons maak 'n plan dat hy hier so bly. Kom ons kyk waar toe gaan hy. Onthou, van die 50 mense wat ons in die fabriek is, kom nie een uit 'n kabelfabriek nie. Ons het almal daar opgelê. En partykeer skuif ons die ouens rond. Ons sien hierdie ou pas nie lekker hier nie. Skuif hom rond. En van die 50 mense wat daar werk, het ons al seker 300 mense deur die fabriek gehad. Dit lag meer, ek weet nie, dis hoe van ek tel nie. Maar hoe kom jy by uit die volgende ou? Ek dink dit gebeur generies. Jy kom agter, daar's almal is oorlaai reeds. Daar is 'n geldjie om nogal in diens te neem. Wat is die budget? En dan kyk ons wat ons neem gaan. Ons is weer in 'n situasie nou waar ons net nie die persoon kan kry wat ons soek nie. Daai persoon, ons het nou al navraag gedoen, bietjie advertensies uitgestuur en ek het net uiteindelik gesê, kom ons soek, wat is die eienskappe, wat is die persoonlikheidseienskappe van 'n persoon wat hierdie werk moet doen? Kom ons gaan soek 'n jong mens wat hierdie persoonlikheidseienskappe het, ons sal vir hulle die res leer. Want ons weet, omdat ons so tussen ons team, ek sê vir iemand die naweek, net van die vrouens, wat doen julle? En sy vra my, wat doen ons? Ek sê, ons kan eintlik doen wat ons wil. My spannetjie is so sterk, as ons vandag ophou kabel maak, en ons begin, en ek sê vir jou sê, laasweek is ons krag afgewees, toe was ek baie naby in daai punt van, kom ons switch hierdie ding, hy's klaar afgeswitch, kom ons abandon hom, ons loop weg, kry scrap deal in die scrappy storie. Weet nie, dit gebeur, hoor, moenie fout maak nie, dit gebeur met ouens wat nommer 1 is op die platform sê, okay, ek kan nie meer alles vat, ek kan nie die besigheid nie gaan hou, almal 'n job gee, almal betaal, maar ek kry nie krag om die fabriek te ry nie. Ek kan nie en ek gaan daai probleem oplos, daar's altyd 'n plan, maar dit is nie 'n ding wat onmoontlik kan gebeur. Maar ek sê vir
of ek my span vat en kabel maak, of ek my span vat en ek gaan maak 'n restaurant op die beach in Thailand, no problem. My span is gebou. My span is heel. Ek kan enige projek met hom tel. Maar wanneer jy iemand in diens neem, wanneer die situasie oorlaai is, ons gaan iemand verloor. Jy verstaan, as jy nie daai call maak en sê hierdie ou is besig om uit te brand. Ons moet hom help kry. Want as jy die call nie vroeg genoeg maak nie, dan verloor jy daai ou op. Want hy brand uit. Dit is die job as nommer 1. Die mense wat saam met jou werk, die ondersteun om seker te maak dat hulle heel bly. Jy weet onthou daar's baie faktore. Ons sien hier so in Januarie, ons het geoverspend Desember, dan is hulle finansies 'n ramp. Dan is hulle aandag nie by die werk nie. Dis reg. Kom ons probeer die probleem oplos. Waar haak julle vas? Wat kan ons doen? Dat ons hulle aandag terugkry by die werk. So ek weet nie of ek jou vraag antwoord het nie. Nee, verseker my vraag geantwoord en jy bring my nou sommer by die slotvraag aan jou wat kyk of wat luister. Want dit wat mense nou gesê het. As iets vandag in jou lewe nie werk nie. Soek jy 'n skuldige? Is daar iemand wat jy soek wat jy kan blameer? Soek jy 'n skuldige? Of soek jy die oplossing? En dis presies wat jy vanoggend nou hier gehoor het. Op vandag. Manne, baie dankie. Ek dink ons kan nog lekker aangegaan het, maar ek dink dis genoeg vir vandag. En kom ons bid net saam en dan gaan ons lekker die week aanpak en lekker brou. Vader, baie dankie vir die dag. Dankie vir 'n nuwe week wat afskop. Dankie dat ons opgewonde kan wees in hierdie week. En dat ons kan vertrou dat groot dinge gaan gebeur, want U is 'n groot God, goeie dinge. Want U is 'n goeie God. En dankie dat U nie 'n God is wat ons hierdie week gaan versoek om van U afvallig te raak, van U af te wyk nie. Maar dat U 'n God is wat wil hê ons moet net nader kom en een word met U. En dis ons gebed, Vader, dat elke jong entrepreneur, manne wat al jare op die pad is in hulle eie besigheid, net meer en meer nader na U toe sal kom. En so eenheid met U sal wandel en met sy mense om hom. Dat mense sal kyk na daai besigheid en sê waarlik, hulle is 'n solid eenheid. Want hulle is ingeënt in die Here. Dankie daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen. Dan sê julle, baie dankie. Het was regtig 'n lekker sessie vanoggend. Ek het my T-shirt aan, Dad, Victor of Things. Nie dat ek die toolman is in hierdie huis, en my vrou is die toolman, ek noem maar Bob the Builder, of Anna the Builder. Maar ons, we gaan vandag met 12 manne hier by die jeugdsentrum, met ons vir die volgende 4 dae, vandag tot donderdag. En hulle het sommer vir ons die lapa gegee by die tronk af, man. Yes, dit gaan nou lekker een kant wees met die 12 jong ouens wat ons gevra het. Ons soek net manne wat kinders het. Want ons gaan die dad stalk hierdie week, the World Needs a Father se dad stalk hierdie week met hulle doen. Dat het 'n workers manual van so 108 bladsye, so ek hoop hy manne is wakker. Maar my gebed vir hierdie week is, Vader, sal U die 12 jong mannetjies handpick. Sal U hulle pick. Hulle wat reeds daddies is, maar wil nie hulle net daddies bly, hulle moet vaders word. Yes, mense, jy wil nog iets gesê? Wil dit stout wees vir ek het nou klaar begin, maar ek sien uit na punt nommer 13. Baie. Jou partner. Ek ook. Ek wou al vorentoe gespring het en hom hiernatoe gebring het. Maar dit is eintlik my punt om in. Daai is so belangrik, jou huweliksmaat, daai eister wat jou sluit. So dankie boys, yes, dit was 'n regte voorreg om saam julle weer vanoggend te kuier. Dankie dat jy gekyk het, geluister het, deel dit met almal wat jy ken, subscribe op die kanaal en onthou, God se genade is vir genoeg om jou uitdagings, jou probleme, jou terug te slaan. As nommer 1, baas te raak. As nommer 2, baas te raak. As nommer 15, baas te raak. En as jy op die bench sit, jy is nie net op die bench, jy is 'n impaktspeler. Ekskuus nog, jy is 'n bomsquad. So as jy opdraf, kan dinge gebeur. So elkeen is 'n belangrike posisie in die besigheid. En wat Akman nog gesê het, moet nie aan nie 'n bedreiging wees nie.
Erken nie aan die in sy posisie en sê, wat kan ek doen om jou te help om 'n beter welder te word, 'n beter onderwyser te word, 'n beter polisieman te word. Wat kan ek doen om jou te help om 'n beter entrepreneur te word? Ons gaan 12 oudjies vat hierdie week en ons wil hulle help om vaders te word. Vaders vir hulle kinders, 'n man van een vrou. So baie dankie. Die Here seën en mag julle 'n wonderlike week hê. Mooi bly.